Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom ook vanmôre by Wandel saam met God en ek groet julle elkeen in die wonderskone naam van ons koning en ons verlosser die Here Jesus Christus en my naam is Etienne Dievenage en dit is ook so voorwaar vir my 'n wonderlike voorreg om ook vanmôre die woord van die Here met julle elkeen te kan deel en ook vriende, daar's 'n opgewondenheid in my hart. Ons is die laaste ruk besig met hierdie reeks oor hoe lyk 'n ware disipel van Christus Jesus en ons het al reeds na 2 van hierdie eienskappe gekyk, naamlik dat jy moet jouself verhoon, jy moet die kruis opneem en dan vanmôre gaan ons ook dan die laaste aspek gaan ons hanteer. Nou ek gaan dan net weer vir ons dan saam lees daar uit Matteus 16 vers 24 en mag ons gebed ook vanmôre wees, kom spreek Heer, want u diensknegt en u diensmaagd luister. So kom ons lees gou wat staan daar. Toe sê Jesus vir sy disippels: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verhoon en sy kruis opneem en my volg. So vriende, die derde eienskap van hoe lyk 'n ware disipel van Christus Jesus, en dit is dat hy volg Christus getrou na. Nou vriende, net vir interessantheid wat ek vir u wil noem is, wanneer ons kyk na die Griekse betekenis by hierdie woordjie volg, dan beteken dit as volg, to be in the same way with. So die gedagte wat dan nou hier na vore kom om agter Jesus aan te stap, is dan nou ook dat ek daagliks dan in sy voetspore volg, dat ek gehoorsaam is aan hom, dat ek lewe soos wat hy van sy kinders vra, dat ek gaan waar hy my stuur, dat ek luister na sy stem, dat ek hom verheerlik in en deur my lewens wandel. Let op wat sê die Here Jesus in Johannes 12 vers 26, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Jy sien vriende, die Here Jesus het juis vir sy disippels kom leer hoe om 'n lewe te leef wat die Here verheerlik. Hy het hulle kom leer oor hoe lyk 'n lewe van toewyding, hoe lyk 'n lewe van heiligheid, hoe lyk 'n lewe van gehoorsaamheid aan die Vader se wil. En na die Here Jesus se hemelvaart was die disippels getroue volgelinge van die Here Jesus. Jy sien, hy het ook deur die Heilige Gees in hulle binneste, het hulle getrou die Here Jesus se voorbeeld nagevolg. Hulle het gedoen dit wat die Here van hulle vra. Hulle lewenswandel, vriende, was van so 'n aard gewees dat dit Christus verteenwoordig het, dat die wêreld die Here Jesus in hulle lewens kon sien, dat die wêreld die kruis kon sien, dat die wêreld kon sien dat hulle was metgeselle van Jesus gewees. Ons moet verstaan, vriende, dat die mense het nie gewonder of hulle nou werklik disippels van Jesus was nie. Nee, hulle lewenswandel het gespreek van disippels van Jesus. Hulle was gehoorsaam aan die Here gewees en hulle het hierdie gehoorsaamheid en hierdie getrouheid het hulle bewys tot die dood toe. Want hulle het Christus tot die dood toe gevolg. Handelinge 4 vers 13 sê, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En dis wat die disippels gedoen het, vriende. Hulle het nie vir een oomblik hulle oë van die Here afgehaal nie. Hulle het nie vir een oomblik gewonder, is ons nog besig om die regte ding te doen nie? Moet ons nie maar terugdraai en weer gaan visvang nie? Nee. Maar hulle was toegewyd gewees aan die Here Jesus. Hulle het seker gemaak dat hulle elke dag naby hulle meester wandel, dat hulle elke dag doen wat hy van hulle vra, dat hulle besig is om vissers van mense te wees. En net so die bekin van God is dit belangrik dat ek en u op hierdie gedagte vanmôre sal let. U sien vriende, ons het nodig om in die voetspore van die Here Jesus te wandel elke dag. Ons moet vanmôre verstaan dat hy het ons duur gekoop deur sy kosbare bloed. Hy het ons gered en daardeur behoort ons nie meer aan onsself nie, maar ons behoort vanmôre aan hom. Hy is ons koning, hy is ons verlosser en ons is sy disippels. Let op wat skrywe Paulus daar in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Ek hou vir u voor. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Het jy gehoor wat hier staan, vriende?
As jy vanmôre kan getuig dat jy 'n kind van die Here is, moet jy vanmôre besef, jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan Christus. Hy het sy lewe neergelê aan die kruis vir jou, sodat jy kan lewe en dat jy kan lewe vir hom. En daardeur het ons nodig om op ons verlosser en ons heiland se weg te wandel in heiligheid en nederigheid, en vriende, dat ons liggame sal stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Ons het nodig om elke dag gelykvormig te word aan die beeld van Christus. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende en heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. U sien vriende, as ek 'n disipel van die Here Jesus is, dan moet my gesindheid wees dat die Here Jesus meer moet word in my lewe. En dis slegs moontlik wanneer ek getrou is aan hom, wanneer ek sy woord lees, wanneer ek sy woord toepas in my lewe. Want deur die woord leer ons Christus ken, leer ons Christus se weg ken, en kan ons dit getrou ook toepas en volg. 'n Ware kind van God se begeerte, vriende, is om Christus te dien, om Christus in alles te verheerlik. En hoor gou mooi, vriende, as jy vanmôre kan getuig dat jy 'n disipel van die Here Jesus is, dan sal jy nie gaan waar Christus nie sal gaan nie. Jy sal nie sê wat Jesus nie sou sê nie. So gou vergeet ons hierdie, en baie keer het ons nodig om vir onsself die vraag af te vra, dit wat ek nou gaan doen, sou Jesus dit doen? Want as hy dit nie sou doen nie, waarom doen ek dit dan, as ek sê ek is 'n disipel van Jesus? Dis die punt waarby ons moet uitkom, vriende. En ek is seker jy elkeen is bewus van daardie bandjies wat sê, what will Jesus do? En baie mense dra daardie bandjies, vriende, maar bitter min pas dit toe. En ons het nodig om te begin dink en sê, maar as dit is wat 'n kind van die Here moet doen, en dit is wat die Here vir my vra, dan moet ek dit doen met 'n gewillige hart. En as die Here vir my vra dat ek moet gaan en daardie mense moet gaan waarsku, dan moet ek dit doen. En ek wil net weer hierdie woorde vir u voorhou, vriende, in Johannes 12 vers 26 wat sê, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Kan ek gou vanmôre vir iets sê, vriende? Die beste plek om te wees is daar waar Christus jou lei, om saam met hom te wandel. En mag my in jou gebed elke dag wees, Here, lei my in u waarheid. Here, wys my die weg in u woord, sodat ek dit getrou kan navolg, en dat die wêreld Christus in my kan sien woon. Dat die mense by die werk my kan herken as 'n metgesel van Jesus, as 'n vriend van Jesus, as 'n volgeling van Jesus. En vriende, ek gaan vanmôre dan ook hierdie reeks afsluit, en ek wil vanmôre hierdie vraag by u los, en dit is, hoe lyk u lewenswandel vanmôre voor die Here? Is u vanmôre 'n ware disipel van Jesus Christus? Het jy al by die kruis uitgekom? Het Christus jou siel uit genade kom red, en volg jy hom elke dag getrou na? Of is jy vanmôre nog net 'n aanhanger van Jesus wat kopkennis van Jesus het, maar jy ken hom nie persoonlik nie, jy volg hom nie na nie? Indien dit so is, vriende, kom vanmôre na die Here toe, sodat jy jou siel uit genade uit kan red. Verloon jouself, neem jou kruis op en volg Christus elke dag. Indien jy wel vanmôre kind van die Here is, vriende, en jy het vertrou in jou wandel met die Here, wil jy nie vanmôre jouself opnuut toewy aan die Here nie. Wil jy nie vanmôre vir die Here sê, Here, hier is ek, reinig my, vul my, help my, om weer hierdie pad met volharding te kan loop. Ek wil vir u lewe, ek wil u dien, ek wil u verheerlik, meer van u en minder van my. Mag die Here u genade gee, vriende, dat ons hierdie waarhede in ons hart sal bepeins, dat ons nie hierdie waarhede sal vergeet nie, maar dat ons werklik die Here sal toelaat om ons harte te verander, en dat ons ook so dan sal doen dit wat nodig is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre na hierdie kosbare boodskap kon geluister het. Here, wil u vanmôre vir ons help dat ons getrou in u voetspore sal wandel. Wil u vanmôre vir ons help dat ons begeerte sal wees om u te verheerlik. Dat ons nie, Here, u hart sal seermaak nie, maar dat ons u hart sal bly maak, en dat ons ook so 'n lig sal wees wat helder skyn
in 'n donker wêreld. Wil U saam met ons gaan en wil U ook so vir ons genadig wees. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Baie dankie vriende. Mag jy elkeen 'n geseënde dag hê en groete en seën vir u elkeen.